Goed, ons is besig met die Kanaaniete en ons het nou al 'n hele tydjie gelede begin. Hierdie is die 6de aflewering van die Kanaaniete. Nou, ons moes eers 'n bietjie van 'n wye draai loop en dit het beteken ons moes daar by Adam en Eva begin en al die Nephilims en die goeters daarvoor, Noag se tyd en toe met Noag en toe het ons by sy seuns gekom en daarna het ons gesien wat hulle alles aangevang het en Nimrod en Semiramis en Horus en al die mense en daaruit het baie afgodediens ontstaan, daar het geweldenaars het ontstaan en nou ja, dit is 'n wêreld wat werklik so godloos as moontlik was. En wat ons vandag mee te doen het, is maar nog steeds 'n voortsetting van wat daar begin het en wat daar ontstaan het. Daar is niks niets nie. Soos wat dit daar gewerk het, so werk dit maar nog steeds. Die middele, die tye het verander, maar die goed waarmee die vyand ons besig hou en waarmee ons aanval is maar nog heeltyd dieselfde. So dit wat ons in die Here se woord lees, dit kan ons ook vandag raak sien. Ons kan dit raak sien in ons lewens en ons kan sien hoe die goed toegewerk het. En dan word hulle natuurlik geopenbaar en as ons hulle in ons lewens raakloop, dan kan ons van hulle werk maak, ontslae raak van die spulletjie. So, nou kom ons lees nou weer Deuteronomium 7 vers 1. Dit is waar ons nou al 'n paar keer begin het, maar ons het nog nie regtig vreeslik ver gekom nie, want ons haak elke keer vas, maar dit was nodig. Dit was belangrik dat ons werklik besef hoe hierdie goed werk en hoe dit in mekaar steek. Deuteronomium 7 vers 1. As die Here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan, om dit in besit te neem en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaaniete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete, 7 nasies meer en magtiger as jy. Nou die eerste nasie wat nou hier opgenoem word is die Hetiete. En niks in die Bybel is toevallig nie, niks is sommer net nie. Ook die orde waarin hierdie nasie se name geskryf is van baie groot belang. Dit is nie toevallig dat die Hetiete heel eerste is nie. Wie was die Hetiete gewees? Goed, nou moet ons eers weer teruggaan. Ons het dit al gelees, maar ons gaan net terug en Kanaan was die vader van Sidon, sy eerstgeborene en Het. Het was die tweede seun van Kanaan en Kanaan was natuurlik die seun van Gam en Gam is die seun van Noag en ons het geleer dat Kanaan was vervloek, nie Gam nie. Kanaan was vervloek en nou het die vervloekte Kanaan het nou meer as een seun en sy tweede seun sy naam is Het. En hy het die vader geword van die Hetiete. Soos dit gaan met al die name in die Bybel, ons kan dit gaan naslaan. Gelukkig kan ons dit naslaan. Ons dank die Here vir al die mense wat hy gebruik het om vir ons konkordansies en boeke daar te stel waar ons al hierdie inligting het. As ons dit nie gehad het nie, dan sou ons nie al hierdie kennis kon gekry het nie. So ons kan dit gaan naslaan en die naam Het beteken skrik of verskrikking of terreur. So ons weet nou nie wat het in Kanaan se lewe gebeur toe Het gebore is nie, maar dit is die naam wat hy hom gegee het, verskrikking of terreur. So kan ons sê dan dat die Hetiete is seuns van terreur of sons of terror, as ons dit nou moet vertaal. Ons kan dit ook vertaal na seuns van trauma, terreur en verskrikking, die gevolg daarvan is trauma. En dan het al hierdie nasies natuurlik ook afgode gehad, en dit is altyd belangrik dat ons moet gaan kyk wie was die afgod van daardie nasie gewees, want hulle was afgode dienaars. En die god van die Hetiete was Tarhunt, T-A-R-H-U-N-T, Tarhunt, en dit is die god van storms. Hy was ook gesien as die god van stryd of van oorlog, maar ook van oorwinning. Nou kan jy nou hierdie twee bymekaar sit, Het wat nou beteken terreur en geweld en hulle god is god van storm, so dit moes 'n verskriklike spul gewees het hierdie, 'n gewelddadige klomp inwoners, hierdie klomp Hetiete. Nou hierdie storms wat ingesluit is by hierdie god wat hulle aanbid het, was donderweer en bliksemstrale, orkane, watervloede, alle soorte verwoestende elemente, en enige verwoestende element gaan gepaard met 'n mate van verrassing. Soos wanneer 'n storm opsteek, of mense is nie eers bewus daarvan nie, die lug is blou en dan ewe skielik is daar 'n blou wolk en dan is dit 'n donkerblou wolk en dan
bars daar sommer 'n groot storm los. En kort voor lank is daar 'n oorstroming en as jy weer kyk, dan val haar haal en die haal raak al hoe groter en jy raak al hoe meer verskrik, want dit is alles elemente van verrassing. Jy het dit glad nie verwag nie, nie eers toe die wolke saampak het jy dit verwag nie. Wat daarna volg is heeltemal 'n verrassing. Dit is iets wat jou oorval wat jy nie voor voorsiening kon maak nie. Ons kan dink aan goed soos tsunamies. Tsunamies kan niemand eers voorspel nie. Die weervoorspelling mense kan vir ons sê môre gaan daar reën wees of dit gaan so en so wees, maar 'n tsunami kan niemand voorspel nie. En as ons nou dink aan daardie tsunami wat daar was al meer as een in die Filippyne gewees en in Japan, en dan is daar eenvoudig 'n watergolf wat dan aan die aankom is, wat jy eers sien as hy by jou is. En as hy eers die kus bereik het, dan is dit eintlik te laat. As jy hom kan sien die kus bereik, dan is dit te laat, want jy gaan nie wegkom van daardie watermassa nie. Dit is 'n verrassingselement wat agter al hierdie goed sit. Jy is verras deur dit wat gebeur het, en dan die gevolg daarvan is 'n trauma. Daar vind 'n trauma in jou lewe plaas as jy deel van daardie omstandigheid was. Nou die Hetiete self was 'n volk wat vrees ingeboesem het by die nasies rondom hulle. As ons onthou dat hierdie volke almal saam die afgode gedien het en hulle voorsate, die mense van waaraf hulle kom, is natuurlik Nimrod en dit is die Nephilims en daardie genepool wat hulle uitgebore is, die vervloekte Kanaan. Nou kan jy indink dat hierdie is 'n klomp mense wat geen genade vir lewe het nie. Hulle is absolute geweldenaars. Hulle was ook bekend in die antieke tyd as 'n nasie van geweld en verwoesting. En dit is hulle karakter wat bekend was. En die heel eerste ding wat die Here aangespreek het vir die Israeliete, toe hy met sy volk praat, was vrees. Presies dit. Hierdie Hetiete wat heel voor is, wat heel eerste genoem word, hierdie vrees word heel eerste aangespreek. In Deuteronomium 7 vers 1 lees ons dat dit die Here self is wat die volk inlei. Maar hy sê ook vir hulle dat hierdie volke waarheen julle gaan is te groot en te magtig vir julle. Met ander woorde, hierdie nasies waarheen hulle gaan hulle verskrik. Die volk gaan bang wees vir hulle, daar gaan vrees kom, en dan sê die Here, maar hulle hoef nie te vrees nie, en hy maak hulle attent daarop, dat daar vir hulle hierdie verrassingselemente voor lê, hierdie vrees en hierdie groot geweldenaars lê vir hulle voor. Hulle is op pad soontoe en die Here stuur hulle soontoe. Hy sê gaan verower hierdie volke. En dan lees ons in vers 2, sê die Here, en die Here jou God hulle aan jou oorgee. Die Here gee hierdie geweldige geweldenaars, gee hy, wat God is, oor. En dan is daar die werk wat die volk dan moet doen. Kyk, God doen die onmoontlike, maar die volk doen die moontlike. Dit is hoe dit werk. Die mense doen altyd die moontlike, die Here doen nooit die moontlike nie. Hy doen net die onmoontlike, en dan sê hy, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die bandvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. En al hierdie goed wat die Here vir die volk gee om te doen, is menslik moontlik. Dis die menslike moontlike gedeelte. God sal die onmoontlike doen. En hy, wat God is, wat die mense instuur in hierdie nasie wat so verwoestelik en gewelddadig is. Nou sê die Here, maar moenie vir hulle bang wees nie, want ek gaan voor julle uit. Ek sal hulle in julle hand gee. Al wat julle moet doen is, verslaan hulle net. Nou net soos in die dae van ouds waar die volk met vrees vervul is en gewees het, so is dit vandag nog. Ons word met vrees vervul. En dit is gewoonlik vrees vir die onbekende. Nou die Here wat so groot en wonderbaar is, het nie daardie volk Israel net blindelings ingestuur nie. Hy het hulle voorberei vir 'n tydperk wat vir hulle voorgelê het, en uit hierdie vrees het hy heel eerste aangespreek. In Deuteronomium 7 vers 3 tot 16 is 'n gedeelte waar die Here die volk wonderbaarlik bemoedig en waar hulle beloftes van seën gee, en dan in vers 17 tot 19 kan ons lees, Deuteronomium 7 vers 17, as jy in jou hart dink, hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? Hier is nou hierdie vrees vir die onbekende, wat sê, hoe sou ek hulle kan verdrywe? Dan sê die Here, wees dan nie bevrees vir hulle nie.
Hy sê, maar moenie bevrees wees vir hulle nie, al lyk dit ook so. Hy sê, dink gedurig terug aan wat die Here jou God aan Farao en aan die hele Egipte gedoen het. God het groot en wonderbare dinge gedoen, en daai mense wat daar staan, het dit beleef. Hulle kom van daar af, hulle het dit beleef. Dit is nie eers 'n verhaal wat nou oorvertel is, en dan kan ons sê, jene, maar dit was wonderlik. Hulle was werklik daar, hulle het dit fisies beleef. In vers 19, die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur die Here jou God uitgelei het, so sal die Here jou God aan al die volke doen vir wie jy bevrees is. Die Here weet, hy verstaan hier is mense, en hy weet dat hulle bang is, hy weet hulle is bevrees, en dan sê die Here, maar jy hoef nie bevrees te wees nie, want die Here jou God is groter as al hierdie goed wat jou so bang maak. En hier kan ons sien hoe hierdie gees van het werk, want sy vrees word in die hart gesaai. Dit is wat die Here so pas aangespreek het. Hy het gesê, as jy in jou hart dink, hierdie nasies is groter as ek. En dit is hoe hierdie gees van het werk. Hy kom saai vrees in jou hart. Met ander woorde, die vrees is nie versigbare dinge nie, dit is vir die onbekende. Dit is, jy weet nie wat lê voor nie. Jy geen idee wat vir jou wag nie, en dit maak jou bang, omdat jy nie weet wat vir jou wag nie. Jy vrees vir dit wat jy nie weet nie, en jy is alreeds verskrik, nog voordat jy daar aangekom het. Jy het nog eers daarby uitgekom, en jy is sommer al klaar verskrik. Maar om hierdie vrees te oorkom, het die Here sopas die raad gegee. Hy het gesê, maar dink net terug aan wat ek reeds vir julle gedoen het. Onthou wat die Here reeds gedoen het. Dink aan sy groot dade. Moenie die Here se mag en sy grootheid, sy almag vergeet nie. Jy's nie alleen nie. Jy is nie alleen hier nie. Die Here loop saam met jou. Jy gaan hierdie goed teekom, maar jy gaan nie alleen daarin nie. En dit is vir ons, net soos vir die Israeliete daardie dag, dit is vir ons belangrik dat ons die Here se wonderwerke in gedagtenis hou. Laat ons terugdink aan wat hy vir ons gedoen het, waar het hy ons uitgehelp, waar het hy ons gekry, waar het hy groot en wonderbare dinge gedoen, en as ons daaraan terugdink, dan sê ons, maar my God is groot, en hierdie onbekende wat voor my, dit is 'n werklikheid, die onbekende lê voor. Maar ons hoef nie bang te wees nie, want ons weet mos nou wat het die Here alreeds gedoen, en dan gaan 'n mens met daardie wete, loop jy dan nou vorentoe. Die eerste ding wat die volk moes oorkom, voordat Israel die beloofde land ingeneem het, was vrees. Dit is hierdie selfde vrees wat hulle in die eerste plek laat omdraai het, en hulle het in die woestyn gedwaal, omdat hulle te bang was om in te gaan. Ons kan sê hulle was te bang om die Here te glo. 12 verspieders is uitgestuur, en hulle moes die land gaan verken, en toe moes hulle terugkom met 'n verslag. Nou lees ons Numeri 13 vers 28, nou kom hulle met die verslag, en nou sê hulle, maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. En hier is die reëse, hulle kom van die Nephilims af, en daai Enakiete, daai reëse is daar. En ons het hulle gesien, vers 29, die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hetiete en Jebusiete en Amorite woon in die gebergtes. Ons gaan nog later by die ander twee kom, en dit is belangrik dat hulle in die gebergtes woon. En die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Dit is baie interessant waar al hierdie volke gewoon het. Ons gaan by elkeen van hulle kom, en dit is baie interessant waar het hulle juis gewoon, maak baie saak. Nou Josua en Caleb, hulle het gehoor, en hulle het aggeslaan op wat die Here gesê het. Hulle het gespreek uit daardie vertroue van die Here se almag. Hulle het mos nou beleef wat die Here gedoen het. En wat sê hulle? Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. En Caleb en Josua het gepraat uit hierdie geloof in God, in sy grootheid en in sy almag, en hulle het geweet dat, al is hierdie reëse ook voor hulle, het maak nie saakie, ons God is groter as daai reëse, kom ons gaan manne, kom ons gaan verslaan hulle. En die ander was te bang, die ander 10, 2 teen 10, ons kan kyk wat is die verhouding daar. Hoeveel mense kies om eerder te vrees, of hoeveel mense kies om te sê, maar God is groot, kom ons gaan bestorm hulle. Want die Here het gesê, ons kan maar gaan. Ons gaan ons nie op ons eie nie. Vers 31, Numeri 13 vers 31, maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen hierdie volk optrek nie, want hulle is sterker as ons.
Hulle het nie gehoor wat die Here gesê het nie. Die Here het gesê, hulle is sterker as hulle. Hy het dit hulle sommer vooraf gesê. Wat hulle hier sê, die Here reeds gesê, as ons net 'n paar verse teruglees, hy het reeds sê, hier is nie nuwe nuus nie, is ou nuus. Maar die Here het gesê, moenie bang wees nie. Ek weet hulle is sterker as julle, maar ek gaan voor julle uit. Gaan verslaan hulle, is al wat julle moet doen. Maar omdat hierdie 10 die volk oorgehaal het, vrees het die mense laat omdraai. Hulle het vrees ingeboesem in die harte. Hoeveel vrees word daar vandag versprei? Hoeveel vrees word op sosiale media versprei? Net 'n kort beriggie en dadelik, o jene, hier is alweer 'n probleem. Ons sal eers nou weer, hier is nou 'n probleem wat ons nie weet wat is voor nie. Nee, ons God is groter as al hierdie goed. En dit is hoe hierdie gees van het werk. Versprei vrees. En as daar genoeg vrees in die volk se hart kom, sê hulle, sorry, ons gaan hier in nie. En wat was die gevolg van Israel wat gesê het, jammer, ons gaan nie luister na wat die Here gesê het nie, ons gaan luister na hierdie 10 manne wat ons bang gemaak het, en ons gaan eerder glo wat hulle sê, maar ons gaan nie glo wat die Here sê nie. Wat was die gevolg? 38 jaar in die woestyn, dit was die gevolg. Draai terug, gaan terug woestyn toe. Hulle kon daar in die land Kanaan ingeloop het, hulle kon die hele woestyn vrygespring het, maar hulle wou nie. Het was 'n keuse, hulle wou nie. En hulle is terug woestyn toe, en hulle het in die woestyn, elke een het omgekom in die woestyn. Nie een van die mense wat daar gestaan het daardie dag is in Kanaan in nie. Hulle nageslag is daarin, maar hulle is nie daarin nie. Hulle het omgekom in die woestyn. In Josua 5 vers 6 kan ons dit lees. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie. Vir wie die Here gesweer het, dat hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan ons te gee nie, 'n land wat oorloop van melk en honing. Die Here het vir hulle gesê, gaan, neem die land in. En die volk het gesê, nee, ons is te bang, ons gaan nie. En hulle is terug woestyn toe, hulle het almal omgekom. Nie een van daai manne is in land Kanaan in nie. Nou hierdie gees van het, is nog net so werksaam vandag, soos wat hy daardie tyd gewees het. Dis 'n gees van skrik, verskrikking, terreur, trauma. En dit hou altyd verband met 'n mate van 'n misterie of 'n onbekende of 'n verrassingselement. Nou hierdie is nie dieselfde om bang te wees vir iets wat jy weet nie. Ons is mos bekend daarmee, jy kom by iemand en daar is 'n kwaai hond. Nou is jy bang vir die hond, maar jy kan iets daaraan doen, jy bly net weg, moenie ingaan nie. Jy kan dit beheer. Dit is nie onbeheerd nie, want die hond is sigbaar. So jy kom daar, jy is bang vir hom, maar die hond is sigbaar, so is vir jou probleem nie. Hy veroorsaak nie trauma in jou lewe nie. Of jy kom op 'n hoogte, maar nou is jy bang vir die hoogte. So, moet net nie daar kom nie. Jy kan die situasie beheer. Loop weg, moet net nie die toring klim nie. Party mense klim torings. Ander wil nie die toring klim nie, want hy is bang vir hoogtes. So, jy kan dit beheer. Moet net nie die toring klim nie, is maklik, bly net onder. Dit is situasies wat jy kan beheer en daar's geen trauma daarin nie. Maar 'n skrik of 'n verskrikking is gebore uit dinge wat jy nie sien nie. Goed wat jy nie sien aankom nie, goed wat jy nie van weet nie. Byvoorbeeld, om bang te wees vir die donker. Jy loop in 'n huis, eintlik ken jy die huis want jy bly daar, jy het daar groot geword, maar die lig is nie aan nie. En nou loop jy in die gang af en nou is jy bang. Want omdat jy nie kan sien nie, weet jy nie wat in die gang aangaan nie. En net nou staan daar iets. Nou wel, gewoonlik staan daar niks, maar jy's bang want net dalk is daar iets. Ek weet ons kinders was so bang geweest vir gange. Loop in die gang af nie, maar is net 'n paar tree. En dan moet jy nou saamloop, hulle badkamer toe gaan, jy moet saamloop, en is te bang om alleen te loop, maar is werklik net 'n paar tree. En dit is bang vir die onbekende. Jy's bang vir die donker, want jy weet nie wat daar aangaan nie, omdat jy dit nie kan sien nie. Jy kan dit nie beheer nie, dit is uit jou beheer uit. Jy's baie keer bang om na 'n nuwe plek toe te gaan, of jy het aansoek gedoen by 'n nuwe werk. Nou het hulle gesê, jy het die werk gekry, maar jy's bang om te gaan. Want jy weet nie wat daar vir jou wag nie, jy weet nie omstandighede nie, jy weet nie die mense wat daar is nie, jy weet nie eers of jy die werk gedoen gaan kry nie, en nou is jy bang om te gaan. Dit is 'n onbekende. Kinders is bang om na 'n nuwe skool toe te gaan. Hulle weet wat hulle het, maar die nuwe skool, daar is nuwe kinders, daar is nuwe juffrouens. Hulle weet nie wat hulle gaan kry nie, hulle is bang om te gaan. Vrees gebore uit die onbekende uit.
En dan is daar baie van hierdie goed wat ons van weet, dit is terreuraanvalle, huisbrake, bomontploffings, verkrachting, moorde, motorongelukke, al hierdie goed, is goed wat jy nie van geweet het nie, jy was nie bewus daarvan nie, skielik gebeur hierdie ding, en dit veroorsaak trauma in jou lewe. Jy het dit nie gesien kom nie, jy kon dit nie voorsien nie, jy kon dit nie beheer nie, jy kon niks daaraan doen nie, jy is 'n slagoffer van 'n ding wat jy niks aan kon doen nie, en hierdie goed veroorsaak alles trauma in jou lewe. 'n Terroristeaanval, dit word iewers in die donker beplan waar jy nie naby is, jy weet nie eers daarvan nie, en dan skielik, dan daag hierdie klomp terroriste op. Ons kry dit nou in Afrika baie, waar hulle net eenvoudig instorm in skole in, en hulle skiet plat, en hulle neem die kinders gevange, en daar gaan hulle. Niemand sien hulle kom nie, jy kry niks gedoen nie, en dis trauma op trauma op trauma wat belewe word uit hierdie vrees, wat skielik kom uit hierdie onbekende uit. Nou trauma is nie net die gevolg van erge gebeure soos 'n karongeluk of 'n bomontploffing of so iets nie. Ons weet in die Midde-Ooste is daar baie bomme wat ontplof. Daar was nou in die week, is daar weer 'n man in Colorado wat ingeloop het by 'n winkelsentrum, hy het net begin skiet. Niemand het dit gesien kom nie, niemand weet van niks, hulle is besig om goedjies te koop, en skielik lê daar 'n klomp mense dood, en die trauma wat daarna volg is onbeskryflik, en vir die mense wat daar was, is dit lewenslang, dit is lewenslang, maar dit kan ook subtiele goed wees, soos kindermolestering. Daar waar iemand 'n kleintjie in die hande kry, en dit is hier agteraf, en daai kind kan dit nie beheer nie, het dit nie gesien kom nie, en dit is klein, dit is 'n klein kind teen 'n groot mens, en die trauma wat in daai kind se lewe kom, is lewenslang as daar nie werk van gemaak word nie. En dit is alles hierdie onbekende, hierdie goed wat skielik op jou afkom, wat jy nie weet wat om mee te maak nie. Aangesien terreur verband hou met die onbekende, het dit te maak met dinge wat jou gedagtes nie kan sien nie. Jy weet nie daarvan nie. Nou ons het al gesien, die mens bestaan uit gees, siel en liggaam, en die siel bevat jou intellek en wil en emosies. Nou jou intellek hanteer die kognitiewe denke, jou intellek is die goed wat jy kan sien, wat jy kan beheer, en jy kan daaroor redeneer, jy kan 'n plan maak, jy kan iets daarmee doen. Maar hierdie terreuraanvalle, hierdie traumatiese gebeure, gebeur nie in jou kognitiewe denke nie. Dit is iets wat skielik op jou afkom, en dit is die goed wat hier in jou agterkop geberg gaan word, en dit beïnvloed jou emosies. Jou emosies word aan flarde geskeur. Jou emosies kry 'n knak, net daar, vir dit wat nou met jou gebeur het. Hierdie traumatiese gebeure veroorsaak wonde in mense se lewens, en daar kom leuns in, dit verdraai jou identiteit, en dan kry jy 'n vals identiteit, en jy neem dit aan, en jy tree daaruit op, en jou handelswyse daarna is dan 'n gevolg van daardie vals identiteit wat jy uit die seer in jou binneste het, met daai goed wat met jou gebeur het, wat hier in die agterkop lê, en baie keer is jy nie eers bewus van hierdie goed se werking nie, tensy 'n mens gaan vir bevryding, of waar mens wonde behandel, of so iets, is jy nie eers bewus van hierdie goed nie. Nou, die titel wat geeste van terreur is 'n skelm operateur, wat die emosies aanval, en hierdie gees sit dan ook agter nagmerries, en nie rasionele fobies. Soos baie mense is bang vir 'n huisbak, maar het geen rede nie. Of bang vir Vrydag die 13e, maar daar het nog niks gebeur nie. Of bang vir die donker, of sulke goeters. Sulke fobies wat eintlik geen verklaring het nie. Jy is nou bang vir die goed, maar jy weet ook nie hoekom nie. Gaan soek maar, gees van het is daar iewers betrokke. Terreur laat 'n gevoel van diep emosionele wanhoop en pyniging, en dan veroorsaak dit baie keer, wanneer dit te erg raak, veroorsaak dit dan 'n begeerte om nie meer te lewe nie. Nou baie mense sien die dood as 'n ontvlugting uit hierdie seer uit, in plaas van om hierdie seer te gaan hanteer en aan die lig te bring, en dat die Here daai genesing kan bring, dan kies die mense om maar liewer dood te gaan, want as hulle dood is, dan is die seer nie meer daar nie, dan is dit verby. Nou, dit is interessant, ek het eendag toevallig die statistiek gelees, dat in Japan, ek het die stukkie in Engels hier, in Japan, government statistics show suicide claimed more lives in October 2020 than COVID-19 has over the entire year to date. So vir die hele jaar van Januarie tot Oktober 2020 is verlede jaar. In daai hele jaar, mense wat aan COVID-19 gesterf het, was minder as die mense wat selfmoord gepleeg het net in Oktober. The monthly number of Japanese suicides rose to 2,153
in Oktober, en dit is nie net Oktober nie, elke maand is daar soveel selfmoorde in Japan. Dit is ongelooflik as 'n mens die statistiek 'n bietjie nagaan. Die goed is beskikbaar op die internet, mens kan daar gaan rondkrap en dan kry mens die goed. En dit was interessant om te sien dat die lande wat die hoogste syfer van selfmoord het is Rusland en Suid-Korea. Japan het nie die meeste nie, maar Japan het op daai stadium, as hulle dit met COVID sterftes vergelyk het, het hy die meeste gehad. So mens wonder wat gebeur in Rusland en wat gebeur in Suid-Korea. Geweldige hoeveelheid mense wat selfmoord pleeg per dag. En is mense wat trauma beleef. Daardie trauma wat gelaat word na terreenaanvalle soos 'n huisbraak of 'n kragting of moord, laat 'n verwoesting op die emosies. En dit is buiten vir al die oop deure wat gemaak word vir leuns om in te kom. Nou die gees van het sit dus ook agter selfmoorde, want hierdie emosionele toestand word so aan flarde geskeur in jou binneste dat die persoon dit nie meer kan hanteer nie. En dan, ja, daar is mense wat mekaar aanmoedig en sê, maar maak net 'n einde aan jouself, dan is die seer ook daarmee heen. Iemand wat aan diepe emosionele wanhoop ly, val gewoonlik dan in diepe depressie en hartseer. Nou as jy ooit in die oë gekyk het van so 'n persoon wat diepe depressie en hartseer ervaar, dan kyk jy baie kere in die oë van die gees van het, wat agter daardie goed sit. Nou daardie gees werk ongemerk en hy werk in die donker, en hy sê dryfveer agter valse gerugte, kinderstories, wat versprei word met die doel om iemand aan te val, te verkleineer, af te kraak, om emosionele wonde toe te dien. Daar's baie mense wat nie vir ander mense hou nie, en dan sal hulle kinderstories begin en versprei, enigiets uitdink en dit versprei vir die waarheid, net om, en as dit dan by daardie persoon uitkom, dan begin daar die tuistering van daardie mens se emosionele binneste, wat wonde kry die een na die ander. En daardie slagoffer weet selde waar het begin het, weet eintlik nie waar het vandaan kom, hy sit net met die gevolg daarvan. En die mense wat het aanrig, wat het begin en wat het versprei, weet nie eers van die skade wat aangerig word nie. Hulle het geen idee van watter skade hulle deur daardie optrede aanrig aan iemand anders nie. Nou kom ons kyk in die Here se woord na 'n voorbeeld van so 'n persoon. En ons kyk na Uria. Nou Uria was Batseba se man gewees, en ons hoor verskriklik baie van Dawid en Batseba. Daarvan hoor ons verskriklik baie, daar word baie oor gesê. Daar kan baie oor gesê word, maar kom ons kyk 'n slag na haar man, Uria. En Uria was 'n Hetiet gewees. Hy kom uit die geslag van Het. So, as ons nou wil sien hoe werk hierdie gees, kom ons gaan kyk na die lewe van Uria. En dit word beskryf in 2 Samuel 11. Dis 'n baie lang gedeelte, 2 Samuel 11 is baie lank, jy kan dit self gaan lees, ek gaan dit nie lees nie, maar as ons dit nou in kort opsom, wat daar gebeur het is, Batseba het gaan bad, daar waar sy sigbaar is, en koning Dawid het hier op sy paleis se dak gestaan, en hy het afgekyk, en hy het haar gesien, en hy het haar begeer, en hy het haar laat kom, en hy het oorspel met haar gepleeg, en haar man, Uria, het daarvan te hore gekom. En uiteindelik was Uria nou 'n probleem gewees, en hy is vermoor om hom uit die pad uit te kry. En toe Batseba uitvind dat haar man dood is, toe sy getreur oor hom. So, kom ons kyk nou, wat het hier gebeur? Hoe die gees van het nou te werk gegaan. Onderduims, ondergronds. Uria weet van niks. He didn't see it coming. Nou, Uria se vrou word van hom geneem, gesteel, sonder dat hy daarvan weet. En dit breek sy hart. As ons nou 2 Samuel 11 gaan lees, dan sal ons dit daar lees. Uria wou op niks reageer nie, hy wou nie praat nie, hy daar gesit, hy was verslae, hy kon nie glo wat nou gebeur het, sy hart word gebreek, want sy vrou was van hom gesteel, geneem. Daarna probeer Dawid hom troos deur hom geskenke aan te bied, hy het hom nou geskenke gegee, dis oppervlakkige hulp, dit is die soort van hulp wat nie 'n stikkende hart kan regmaak nie, om iemand nou iets te betaal, ons betaal jou nou iets, ons gee nou vir jou 'n klomp geskenke, jy moet nou net beter voel, dit gaan nie werk nie. Geskenke kan nie 'n stikkende hart regmaak nie. Daar's niks wat daardie verskeurde emosies in daai hart kan heel maak nie. Is net die Heilige Gees wat dit uiteindelik kan doen.
niks anders nie. Hier sit Uria met sy gebroke hart, en hier probeer Dawid hom met geskenke nou fix. En daarna kom 'n komplot, weer 'n keer, Uria weet van niks. Hier word 'n komplot teen hom gesmee, daar iewers in die donker. En die plan was, in die komplot, om hom, hulle was in 'n geveg op daai stadium gewees, en die plan was, sit hom heel voor in die geveg, en dan skielik moet almal onttrek, sodat hy alleen oorbly, en as hy alleen oorbly, sal die oormag vir hom te groot wees, en dan sterf hy, is maklik, dit is die komplot. Uria weet van niks. Nou gaan hy met hierdie stuk in die hart van hom, hy is so gebroke dat hy nie eers wil praat nie, nou moet hy gaan veg. Hy moet nou maar alles bymekaar maak, en hy moet nou nog gaan veg. Hy moet nou nog sy beste gee in hierdie geveg. En toe hy weer sien, toe staan hy alleen, en weer 'n keer, watter emosie het hy toegehad? Toe hy gesien het, en almal het hom verlaat. Sy makkers, onthou, Uria was een van die topsoldate gewees van Dawid. Hy was nie sommer enige iemand nie, hy was een van sy top krygsmanne gewees, en hulle het in 'n gevegsorde, in 'n linie, het hulle saam geveg, en hy weet, die ander topvegters is links en regs van hom, hulle veg saam, en toe hy weer kyk, toe staan hy alleen, en almal verlaat hom, en hy weet weer 'n keer nie wat aangaan nie, hy het geen idee wat nou met hom gebeur nie, en verder skeer arme Uria sy hart skeer verder, en die uiteinde van hom was, hy sterf met 'n gebroke hart. En toe Batsheba dit uitvind, toe treur sy, toe trek die gees van het verder, na haar toe. Sy was nie bly dat hy dood was nie. Dit was vir haar net so erg, net so traumaties, toe haar man gesterf het, deur hierdie hele omstandigheid. Nou al hierdie goed wat hier gebeur het, is in die geheim beplan, agter sy rug, en die gevolg was geskeurde emosies en uiteindelik die dood. En dit is die werking van die gees van het. Nou uit die antieke geskiedenis word ook vertel dat die Hetiete en die Egiptenaars 'n verdrag met mekaar gesluit het. En in die Bybel word dit voorkom asof dit wel so was. Ons lees dit nie spesifiek nie, maar ons lees die volgende gedeelte in die Bybel, en dit is waar die Hetiete, hierdie ongelooflike geweldenaars, het saamgespan met die Egiptenaars. So ons het nou al na die Egiptenaars gekyk. En as jy nou hierdie twee bymekaar sit, wat gaan jy kry? Ons kan dit lees, 2 Konings 7 vers 6, 2 Konings 7 vers 6. Want die Here het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het. Nou al wat hulle gehoor het was 'n groot gedruis. Hulle het niks gesien nie, hulle het geen ander inligting gehad nie. Al wat die Arameërs gehoor het is 'n groot gedruis. Nou maak hulle afleiding, want hulle weet nie wat aangaan, hulle kan dit sien nie. En kyk wat sê hulle nou, sodat die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hetiete en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. En toe hulle dit dink, dit is seker nou maar een wat dit gedink het, en toe versprei dit na die ou langsom, en die eerste een het gesê, dit klink vir my soos die Hetiete en die Egiptenaars, en die volgende een sal sê, die Hetiete en die Egiptenaars is op ons. Verkondig het sommer nou vir die waarheid, en dis glad nie wat daar gebeur het nie, en dit is wat hulle vir mekaar gesê het, en hulle het geweet, die Hetiete is geweldenaars, hulle het 'n weermag wat skrik vir niks, en dit nog saam met die Egiptenaars, wat op daai stadium 'n baie groot weermag gehad het, en hulle was krygers gewees, en as hierdie twee nasies by mekaar kom, dan is dit nag. En die Arameërs het alles net daar gelos, en hulle het in vrees, het hulle gevlug. Hulle het so vinnig gevlug, dat hulle nie eers gevat het wat hulle gehad het nie. 2 Konings 7 vers 7, daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels, die laar soos dit was in die steek gelaat, en hulle het vir hulle lewe gevlug. Kan jy dink hierdie Arameese leer, dit is weermagmanne, dit is mos nou nie gewone mense nie, dit is opgeleide soldate, hulle is so bang, dat hulle nie eers op hulle perd klim en met die perd wegjaag nie. Hulle hardloop, hulle los alles net daar en hulle hardloop, maar hulle kon vinniger gehardloop as hulle die perde geklim het. Verstaan jy hoe hierdie gees werk? Hulle dink nie eers meer rasioneel nie. Hulle is so bang, dat hulle sommer weg hardloop. Hulle het nie nog tyd vir 'n perd nie. Ek dink hulle het gedink die perde is seker te stadig. En hulle het alles in die steek gelaat, hulle tente, perde en esels, net soos dit was.
en vir hulle lewe gevlug. Die gees van het. Hy kom met daai onbekende en hy val jou emosies aan en sorg dat jy in wanhoop en in hopeloosheid verval. En dan kom Egipte en neem jou gevange en maak jou slaaf daarvan. Hierdie twee werk saam baie keer. So as jy nou bang genoeg is en jy's nou getraumatiseerd genoeg, dan kom die gees van Egipte, ons het ons laas keer geleer, die Egiptiese gees hou jou gevange, wil jou nie laat gaan nie, en hy maak jou 'n slaaf, in daai toestand, en daar bly jy, en jy kom nie weer daar uit nie. Ja, die Here kan jou daar uithaal, maar hoe min mense maak werk daarvan, en sê, Here, haal my uit hierdie toestand uit, ek wil graag hier uitkom. Daar's nog 'n ander gees wat jou keer, om te glo dat jy daar kan uitkom, en ons gaan later by hom kom. Daai gees wat sê, maar daar is nie vir my iets beters voor, hier waar ek nou is die beste vir my. Daar is nie iets beters nie, maar ons gaan by daai ene kom. Nou, hoeveel mense is daar wat vasgevang is in 'n lewe van depressie en van wanhoop? En dis waar hulle bly daar. Hulle daar ingekom deur trauma en dis waar hulle nou is. Kom ons som die gees van het op. Die gees van het is 'n gees wat in die donker, onderduims en onverwags opereer, met die doel om jou emosies aan te val en af te takel, jou af te kraak en te verklein neer. Dit sit agter vrees vir die onbekende, fobies en nagmerries. Dit sit agter ongegronde kinderstories, gerugte wat gesprei word met die doel om skade aan jou aan te rig. Dit gebruik die media op 'n magtige manier om leuns te versprei en vrees aan te wakker by die mense. So baie mense lees hierdie leuns en hulle senuwees knak onder die vlees. Ons het dit gesien. Toe die eerste lockdown aangekondig is, toe storm almal dorp toe. Ons moet kos kry want dis die einde. En die mense het letterlik vuis geslaan om te kry wat hulle wou gehad het. Vrees, trauma, emosies. Dink nie meer rasioneel nie. Dit veroorsaak trauma, verskeurde emosies en gevolglike depressie, dan wanhoop en in baie gevalle selfmoord. Nou saam met die gees van Egipte kry dit jou in 'n staat van hopeloosheid en dit hou jou dan gevange in daardie staat. Nou as iemand homself kan identifiseer met een van hierdie toestande, dan kan ons maar gaan soek vir die gees van het. Raak ontslaaf van die gees van het. En dan kom ons laat die Here vir ons die vrymaking bring uit hierdie toestande uit. Nou kom ons kyk gou in kort, want ek kan al na komitee en dan kom ons agter, maar daar's baie mense wat nie hierdie goed heeltemal verstaan nie. So, ek gaan dit gou weer opnoem. Wat gebeur as jy trauma opdoen? Wat gebeur as jy skrik, as jy trauma opdoen? Hierdie goed wat ons nou oor gepraat het. Wanneer daar traumatiese goed gebeur, dan kom daar 'n oop deur vir die duiwel. Jou gemoed is skielik oop. Dan plant hy leuns in jou hart, want hy het 'n oop deur gekry om in te kom. Hy plant 'n leuen in jou hart. En daardie leuen wat hy plant is altyd teenoorgesteld van die waarheid. Nou daarmee, uit daai leuns uit, verdraai hy jou identiteit, en dan is jy wie jy nie moet wees nie, omdat jy dan optree uit daai seer uit, want nou wil jy kompenseer vir daardie leuen wat in jou lewe. Nou het jy 'n sekere optrede, jy is byvoorbeeld permanent kwaad vir alles. Die permanent kwaad vir alles kom van iewers af. Dit is nie wie jy is nie, maar dit kom uit daai leuns uit, wat in 'n mens se binneste geplant is. En nou sê jy, nee, ek is so gebore en so laat staan. Jy moet my maar so opgebruik. Nee, ons hoef nie. Ons kan 'n vinnige voorbeeld vat. Iemand word gemolesteer as 'n kind. Die leuen wat geplant word, is dat jy niks werd is nie, en jy kan deur enige iemand gebruik word. Jou identiteit word verdraai, en jy glo, ek is niks werd. En as jy dan groot is, nou lewe jy daarmee saam, en as jy groot is, dan tree jy op uit daai vals identiteit uit. En nou is daar verskillende optredes wat daarna kan volg. Jy kan verhoudingsprobleme hê, en jy kom net met niemand reg nie, want jou optrede wat jy nou het, is 'n gevolg van 'n leuen wat geplant is toe jy 3 jaar oud was. Nou, hoe word jy herstel uit hierdie goedheid? En daar is 'n herstelproses wat 'n mens kan deurgaan. Nou, wanneer 'n mens gaan vir bevryding of berading of so, dan sal die Heilige Gees gaan jou nou terugvat
in jou gemoed na daardie gebeure toe. Die probleem is daai trauma wat plaasvind gaan lê in jou agterkop, want jy dit nooit met jou kognitiewe verstand verwerk nie. Dit gaan lê in jou onderbewussyn en baie keer vergeet jy daarvan. Jy is nie meer bewus daarvan nie, tensy die Heilige Gees dit weer gaan openbaar. En dis net die Heilige Gees wat dit kan openbaar, dan vat hy jou terug na daai traumatiese gebeure toe. En as jy by daai gebeure uitkom, dan identifiseer jy die gevoelens wat jy gevoel het op daardie stadium. Dan identifiseer 'n mens die leuns wat geplant is. Dit wat die vyand jou laat glo van jouself. Die vyand die jou laat glo wat jy nie is nie. Dan word daardie leuen dan aangespreek, hy word verwerp. Jy stel in hom verder die belang nie, verwerp hom, renounce. En dan neem jy die waarheid aan van wie die Here dink jy is. Nie wat die duiwel dink nie, wat die Here dink, dit is die waarheid. Neem daardie waarheid aan. En as 'n mens daardie waarheid aanneem, dan kry jy weer jou korrekte identiteit in Christus. En as jy die regte identiteit in Christus het, dan hoef jy nie meer te veg vir 'n bestaan nie. Jy hoef nie meer op te tree, die seerheid, want die seer is nie meer daar nie. En jy is heeltemal 'n ander mens. En nou kan jy in die volheid lewe wat Christus vir jou voorhet, in die doel en die roeping wat die Here vir jou voorhet, kan jy daarin lewe. En dit is die duiwelse taktiek om so vroeg as moontlik, selfs in die baarmoeder, begin hy al om leuns in mense te plant om hulle identiteit te verdraai. Hy is dag in, dag uit, 24/7, 365, is die duiwel besig om mense se identiteit aan te val en te verdraai, want hy wil nie hê hulle moet by hulle roeping in Christus uitkom nie. En hy val elke liewe mens op die aarde, val hy aan. Niemand is uitgesluit nie. Niemand is gevrywaar nie. Maar ons hoef nie in daardie leuns te lewe nie. Ons hoef nie in daai valse identiteit te lewe nie. Ons kan kom en die Here kan ons vrymaak. Maar dit hang net van ons af. Ons het ons eie wil en sin gekry. So as ons eie wil onderwerp aan die wil van Christus, dan kan ons kom en die Here kan ons vrymaak en ons kan lewe in die volheid van Christus. Amen. Die Here seën u.